Hallo daar, net 'n vriendelike waarskuwing voor ons wegval. Vandag se storie het, soos die meeste stories uit die mitologie, 'n paar elemente in wat dalk effens grillerig mag wees. Dis glad nie 'n bangmaak storie nie, maar dinge kan nogal rof raak. Gelukkig alles binne perke. So, net 'n vriendelike waarskuwing en geniet dit. Nou vandag gaan ons al die pad Egipte toe. Jy weet seker Egipte is 'n land vol piramides en baie sand, maar daar is ook 'n ander groot monument, die Sphinx. Het jy al ooit daarvan gehoor? Wel, in vandag se storie vind ons uit waar die legende van die Sphinx ontstaan het en wat alles daar gebeur het. Voordat ons daarby uitkom, onthou, as jy lekker saam luister, like asseblief hierso of lewer kommentaar, gaan volg ons op sosiale media of teken sommer in op ons nuusbrief by sakvolstories.co.za. En onthou, jy kan ook elke storie op die webblad saam lees. Maar nou, maak reg om te luister na vandag se storie. Die raaisel van die Sphinx. Baie jare gelede, in die antieke land van Egipte, het die gode vreeslik kwaad geword vir die Egiptenare. En, om hulle 'n deeglike les te leer, het die gode besluit om die allerverskriklikste en onheilspellende monster te stuur, om 'n skrikbewind in die land te voer. Die reuse kreatuur het die lyf van 'n sterk, fris leeu gehad, met skerp kloue wat soos dolke in die son geblink het. Met die stukkies gedroogde bloed van die vorige prooi wat nog in die kloue vassit. Maar die kop was die van 'n vrou. Nie 'n mooi, vriendelike, gawe dame nie, o nee. Die was die gesig van 'n kwaai, bose vrou wat ieder en elk sommer laat sidder het. Sy was bekend as 'n monster, 'n bose skepsel, 'n wese om teen elke prys te vermy. En haar naam was die Sphinx. Sy het geskuil op die pad net buite 'n stad met die naam Thebe, 'n plek waar 'n mens net kon uitkom deur 'n nou rotsagtige bergpas. Daar was geen ander pad nie. As jy in of uit die stad wou gaan, moes jy jou pad verby die Sphinx vind. Sommige mense het probeer om oor die steilkraanse te klim om haar te vermy. Maar hulle geraamtes lê tot vandag toe nog onder aan die kraanse, wit en stil. Nee, daar was net een manier om verby haar te kom. Elke keer as 'n reisiger daar verbykom, het sy hulle gevang en gesê sy sal hulle net laat gaan as hulle haar raaisel kon oplos. Sy het hulle gevra: watter dier loop soggens op 4 pote, smiddags op 2 en saans op 3? En as hulle verkeerd antwoord, het sy hulle verskeur en opgevreet. Niemand kon die antwoord reg raai nie. Die Sphinx het die mense van Thebe een vir een uitgeroei. Niemand kon haar verslaan nie, want niemand kon haar raaisel oplos nie. Maar toe, op 'n dag, het 'n jong man al die pad van Griekeland af met die naam Oedipus daar verby gereis.
Hy het teen die bergpad opgeklim sonder om te weet van die gevaar wat hom inwag. Sy reis was lank en dit het al begin donker word. Toe hy naby die bopunt kom, verbeel hy hom iets voel nie reg nie. Asof daar iets verander het. Maar hy kan nie agterkom wat nie. Die geluid van klippies onder sy skoene het verander. Dit was nie meer 'n sagte geknars nie, maar 'n harde, droë kraak. Hy kyk af en sien hy stap op 'n hele hoop bene, geraamtes. Hy kyk op en daar voor hom is die Sphinx. Haar lippe trek skerp en sy kry 'n bose glimlag. "Op pad ergens heen?" sus sy. Ek is op pad na Thebe," stotter Oedipus. Ek bedoel geen kwaad nie, o magtige een." "Wil jy verbygaan, sê jy?" vra sy slinks. "Dit sou lekker wees," sê hy saggies. "Goed dan," sê sy, en lig haar groot, magtige voorpoot. "Dankie," begin hy sê, maar skielik brul sy. "Op een voorwaarde." Die grond dreun soos sy haar voorpoot neerklap. "Jy moet my raaisel reg beantwoord of sterf." Oedipus sidder, maar hy weet hy het geen keuse nie. "Goed," sê hy, "laat hoor jou raaisel." Die Sphinx herhaal stadig. "Watter dier loop soggens op 4 pote? Smiddags op 2 en saans op 3. Oedipus dink diep na. Watter soort wese kan so verander in een dag? Luister hy vir homself. Hy krap sy kop soos hy dink, maar hy bly verward. Die Sphinx lek al haar lippe af. Sy is heeltemal seker van haar oorwinning. Maar toe kry Oedipus 'n vonkel in sy oog en begin glimlag. Hy kyk op en sê, "Dis die mens. Toe ons babas was, het ons op ons hande en knieë gekruip. Dis 4 bene. As groot mense loop ons op net 2 bene. En wanneer ons oud word, gebruik ons 'n kierie. Dis 3 bene." Die Sphinx staar hom woordeloos aan. Maar toe bars sy skielik los en skree van woede. Sy is so kwaad, sy spring sommer op en af en van die rots af en val diep in die vallei, waar sy sterf tussen die bene van al haar slagoffers. Oedipus het die raaisel reg beantwoord. Toe hy by die stad aankom en vertel dat die Sphinx weg is, het die mense van Thebe gejuig en fees gevier. Hulle het Oedipus as 'n held onthaal, met kos, wyn en gesang. Die bose Sphinx was verslaan en vir die eerste keer kon die mense van Thebe weer rustig met die bergpas langs stap. Of dit nou op 2, 3 of 4 bene was.
Sjoe, dit was amper 'n nare besigheid. Ook maar goed Oedipus kon daardie raaisel uitpluis, né? Eintlik so eenvoudig as mens daaraan dink. Hoe ons op 4 bene begin, dan op 2 bene, en dan later as die kierie bykom, is daar 3. Ken julle enige ander slim raaisels? Stuur dit gerus vir ons by sakvolstories@gmail.com. Dan sal ons van hulle hier gebruik. Tot volgende keer, dankie vir die saamluister. Arrivari!